Geliefdes, ek praat vanoggend met u om die gedagte, om jou plek te ontdek, moet jy weet wat die Here behaag. Ons almal wil die Here behaag. Selfs mense wat nie die Here dien nie, wil onbewustelik die Here behaag. Ons as mens, as ons kinders is, doen ons alles in ons vermoë om ons ouers te behaag, om hulle bly te maak, om die woorde te hoor, jy's 'n goeie kind. Soos die diensknegt in Jesus se gelykenis vir die Here van hom gesê het, jy goed so goeie en getroue diensknegt. Hy het die Here behaag deur wat hy gedoen het en die Here het vir hom gesê, goed so goeie en getroue diensknegt. Ons kry mense met persoonlikhede wat ons baie keer sê, is people pleasers. Daai mense, dis in hulle DNA in om alles te doen om sodoende ander mense te behaag. Dis net deel van jou persoonlikheid, maar almal van ons het iets daarvan in ons harte ingebou toe die Here ons geskaap het om te behaag. Ons wil ander mense behaag. Ons kan sê ons doen nie, maar diep binne-in het ons daardie behoefte om te behaag en die belangrikste van alles is en die grootste persoon, die belangrikste persoon wat wil behaag, is ons wil ons hemelse Vader behaag. Ons wil dit doen. Ons wil dit doen. Nou lees ons in Johannes hoofstuk 8 vers 28 die volgende. Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, met ander woorde gekruisig het, dan sal julle weet dat dit ek is. En uit myself doen ek niks nie. Maar alles wat die Vader my geleer het, dit spreek ek. En hy wat my gestuur het, is met my. Die Vader het my nie alleen gelaat nie. Hoekom nie? Omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Omdat ek altyd doen dit wat hom behaag. Jesus maak 'n geweldige belangrike stelling hier. Hy sê die Vader is altyd met hom. Hy het nie teken nodig nie, hy het nie 'n gevoel nodig nie, hy het nie bewys nodig nie. Want die Vader is met hom omdat hy altyd doen wat die Vader behaag. Jesus sê dan ook op 'n stadium, hy sê, ek het nie gekom om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader. Want deur die wil van die Vader te doen, behaag hy die Vader. Nou vanoggend glo ek, as kind van die Here, wil ons die Here behaag, maar weet ons nie altyd hoe nie, en dink ons, in ons menslikheid dink ons baie keer, dis te swaar of dis te moeilik, of self dink ons, dis onmoontlik om die Here te behaag. En eintlik is dit glad nie so moeilik nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. Daar's 'n paar dinge wat die woord van die Here vir ons sê, wat die Here behaag. En dis binne ons vermoë met die hulp en die krag van die Heilige Gees om dit te kan doen. Nommer 1, die Here het 'n behaag in ware aanbidding. Die Here het 'n behaag in ware aanbidding. Toe ek dit lees, toe gaan dink ek net oor wat is ware aanbidding, en besef ek dat ware aanbidding is iets wat die Heilige Gees in en deur ons doen, maar as ons gaan kyk in die Ou Testament spesifiek, sien ons dat aanbidding was vir die Ou Testamentiese Jode, was dit net 'n ritueel. Dit was nie werklik uit die hart uit nie. Dit was eenvoudig net, die Here het sekere voorskrifte daar gestel in die wet, en die volk Israel het eenvoudig net in die vlees, net daardie rituele gevolg, en dit was hulle aanbidding. En dan kom die Here, en hy sê in Johannes hoofstuk 4 vers 23, maar daar kom 'n uur, en dis nou, van die ware aanbidders, die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Dit behaag die Vader as ons hom in waarheid aanbid, nie net in ritueel nie. Ek kan volgende inkom en ek kan hande klap want almal klap hande. Ek kan my hande opsteek want almal steek hulle hande op. Ek kan sing want almal sing. Dis nie ware aanbidding, dis ritueel. Dis is aanbidding, maar dis nie ware aanbidding want dit kom nie uit die hart nie. En ek glo een van die redes hoekom ware aanbidding die Here behaag, is omdat ware aanbidding my beeld van wie die Here is verander. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend. Ek glo dat ware aanbidding die Here, hy het nie ons aanbidding nodig nie, maar dit behaag die Here as ons hom aanbid, van die oomblik wanneer ons hom in waarheid aanbid, werklik aanbid, gaan my oë oop om te sien wie die Here werklik is. 'n goeie voorbeeld van ware aanbidding kry ons in Lukas hoofstuk 7.
'n bekende verhaal, maar kom ek lees dit net gou-gou vir u, hierdie gedeelte. En een van die fariseërs het hom genooi om hom te kom eet, en hy het in die huis van die fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat die fariseër, dat hy in die fariseër se huis was, het sy 'n albasterfles met salf gebring, en agter sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete nat gemaak met die trane, en hulle afgedroog met die hare van haar hoof, en sy voete gesoen, en dit met salf gesalf. Hierdie was ware aanbidding. Hierdie vrou was so aangeraak, dat sy nie anders kon as om Jesus te aanbid nie. Nou baie interessant is, die woord aanbidding of worship, in 'n sekere konteks beteken om voete te soen. En dis presies wat hierdie vrou gedoen het. Sy het Jesus se voete gesoen, sy het sy voete gesalf, en sy het sy voete gesoen. Sy was in ware aanbidding. Luister, as jy nie bereid is om Jesus se voete te soen nie, is jy nie bereid om waarlik te aanbid nie. Dink net vir 'n oomblik aan my konteks. As dit vir jou te vernederend is jou hart nog nie reg vir ware aanbidding nie. En die Here sê, hy soek ware aanbidders, mense wat nie dit doen omdat dit die inding is nie net doen omdat dit 'n ritueel is, of omdat die Bybel dit van ons verwag nie, maar omdat dit uit die hart uit doen. Hierdie vrou het uit die hart uit Jesus aanbid. Hierdie fariseër het Jesus 10:10 ook aanbid. Maar hierdie vrou het uit haar hart uit die Here aanbid. Die Bybel sê, sy het agter sy voete gaan staan en sy het geween. Daar was iets wat in haar hart gebeur het. Ek sê nie vanoggend dat jou aanbidding aan emosie gekoppel moet word nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Maar al wat ek vanoggend sê is dat ware aanbidding kan emosie wek. In Lukas hoofstuk 7 vers 45 se verhaal aangaan, sê Jesus vir die fariseër, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat ek ingekom het nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy nie my hoof gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Jesus kom hier en hy sê vir die fariseër, daar's twee maniere van aanbid. Die vleeslike wat net 'n ritueel is, en ongelukkig geliefdes, begin baie van ons aanbidding, en is okay, maar baie van ons aanbidding begin in die vlees. Maar dit moet nooit eindig in die vlees nie. Ek moet dieper gaan in my aanbidding met die Here. In Psalm 27 vers 4, een ding, sê die psalmdigter, het ek van die Here begeer. Een ding het ek van die Here begeer. Ek wonder vanoggend, wat sou die een ding wees, as ons vanoggend, as die Here sê, wat is die een ding wat jy kan begeer? Wonder ek wat ons gesê het. Maar die psalmdigter sê, een ding het ek van die Here begeer, en dit sal ek soek, dat ek in die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, die teenwoordigheid van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Die psalmdigter praat hiervan om die Here in aanbidding te soek in sy tempel. Jy sien, aanbidding is nie iets wat die vlees natuurlik doen nie. En daarom sê ek sal die Here soek. Baie keer, in my geval, die meeste van die gevalle, begin my aanbidding in die vlees. Ek moet hierdie liggaam, sê Paulus, moet ek kastei, en ek moet hierdie liggaam, moet ek in gehoorsaamheid bring, om te doen wat die Here wil hê ek moet doen. Maar aanbidding moet nooit in die vlees bly nie. Dit moet oorgaan in gees en in waarheid, om werklik die Here te aanbid. Alles word uitgeskakel rondom jou, en al wat jy sien, is die heerlikheid van die Here. Sy goedheid, sy almag, die waarheid van dit help jou om te fokus. Psalm 27 vers 6. Hy sê, en nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer saam trompetgeklank. En ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Ek wil offerandes offer saam met die trompetgeklank. Dit is in die vlees. 'n Offer kan jy nie in die gees bring in die Ou Testament nie. In die Nuwe Testament ja, maar nie in die Ou Testament nie, want hulle het 'n fisiese offer gebring. So hy bring 'n offer en dan sê hy, en dan wil ek psalm sing tot eer van die Here. Ek wil die Here in waarheid aanbid. Ekskuus as ek bietjie vas ek met die lees. Hierdie ligte maak so op hierdie papiere vanoggend, so vergewe my. Maar die woord van die Here sê vir ons, die psalmdigter sê, hy sê, ek wil in die teenwoordigheid van die Here, wil ek psalms sing. Nou psalms oor die algemeen, spreek van wie God is, en van die wonderwerke wat hy gedoen het. En dis wat aanbidding is. Aanbidding fokus ook op wie die Here is. Lofprysing aanbidding op wat die Here doen. Maar ek kan vanoggend op grond van wat ek in die woord lees, luister baie mooi, op grond van wat ek in die woord lees, kan ek die Here aanbid.
En daarom het gevoelens niks te doen met aanbidding nie. Want my liggaam, veral as dit so koud is, of so, jy is nie altyd lus om die Here te aanbid nie. Dis liggaamlik, dis net eenvoudig een van daai dinge. Maar daar's iets binne in jou. Daar's iets in jou hart. Ware aanbidding lei tot meer aanbidding. Hoe meer jy aanbid, hoe meer jy in aanbidding kom, of dit in jou stilte tyd by die huis is, of dit in die kerk is, maak nie saak waar jy in jou kar waar jy, maak nie saak, hoe meer jy in aanbidding kom, hoe meer wil jy in aanbidding kom, en hoe dieper gaan jy aanbidding. Dis iets wat ek moet beoefen, en daarom sê die Bybel, beoefen jou in die godsaligheid. Beoefen jou daarin. Eerste keer toe ek aanbid het, was vir my baie vreemd. Ek kom nie uit 'n Pinkstergemeente uit nie. Die eerste keer toe ek sien van mense wat hande klap en hande ophef ensovoorts, dit was vir my baie vreemd. Maar hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer wou ek dit doen. En hoe meer ek die teenwoordigheid van die Here ervaar het, hoe meer wou ek daarvan gehad het. En ek wil vanoggend vir u sê, die Here het 'n behaag vanoggend in ons aanbidding. En ek sê weer eens, miskien is jy die uitsondering, maar die meeste mense begin iewers in die vlees aanbid. En dit gaan oor in die gees. Maar begin net iewers. Begin net om die Here te aanbid. Want hy is waardig. So die Here het 'n behaag vanoggend in ware aanbidding, in ware aanbidding. Tweedens, die Here het 'n behaag in ware geloof. Die Here het 'n behaag, dit please hom. Dit gee hom vreugde, ware geloof. Hebreërs hoofstuk 11 vers 6 sê en sonder geloof is dit onmoontlik. Nie moeilik nie, onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek wil aandag vestig net op twee dinge vanoggend hier in geloof. Ons kan baie praat oor geloof, maar net twee dinge. In die eerste plek moet ek glo dat hy is wie hy sê hy is. Ek moet vanoggend glo dat die Here is wie hy sê hy is. Dit is geloof wat die Here behaag. Nie ek glo dat die Here is wat ek ervaar nie. Maar ek glo dat die Here is wie hy in sy woord sê hy is. Abraham, sê die Bybel, het in die Here geglo dat die Here by magte was om te doen wat hy beloof het, al het hy dit nog nie gesien op daardie oomblik nie. Dit was nie sy ervaring nie, maar hy het steeds geglo dat die Here is wie hy sê hy is. En jy moet vanoggend weet dat ware geloof beteken dat ek vanoggend sal glo dat die Here is wie hy sê hy is, al sê my omstandighede iets die teenoorgestelde. Al sê my liggaam wat, al sê my omstandighede wat, ek glo vanoggend nog steeds dat die Here is wie hy sê hy is. Daar gebeur net iets in my lewe wanneer ek die Here glo wie hy sê hy is. En dan sê die tweede ding, en hier is baie belangrik, wat die Bybel sê is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Daar's 'n verskil tussen verdienste en beloning. Verdienste ontvang jy omdat jy iets gedoen het wat 'n sekere inkomste regverdig. Beloning gebeur omdat die beloner genadig is. Die beloner beloon jou op grond van sy eie hart. So ons praat nie van verdienste nie. Verdienste is wat jy doen en dit kom jou toe. Beloning kom jou nie toe nie. Beloning word vir jou gegee uit genade uit. En Jesaja 40 vers 10, kyk, die Here sal kom as 'n sterke en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig. Geliefdes, ek dink ons lê partykeer bietjie te min klem op die loon waarvan die Here praat, en die Bybel is vol daarvan. Ek gaan vanoggend net 'n paar vir u wys, maar daar's 'n hele aantal skrifte wat die Here praat oor die loon spesifiek vir die kind van die Here. Daar's 'n beloning wat vir ons wag in die hemel. En ons moet dit weet vanoggend. Ons moet weet dat daar sekere dinge is wat die Here vir ons sê in sy woord om te doen, wat ons nie vergoed voor gaan word nie, maar waarvoor ons beloon gaan word, nie in hierdie lewe nie, maar in toekomstige. Die beloning wat die Here vir ons gee, het ewigheidswaarde. En dan sê die Bybel vir ons moet nie werk vir dinge wat vergaan nie, maar vir dinge wat nie vergaan nie. Deel daarvan is ons loon wat vir ons wag in die hemel. En ek dink ons fokus te min daarop, want ons kyk net in die tydelike vas. Wat kan ek doen om my lewe nou beter te maak? Wat kan ek doen om nou van die Here af iets te vang? En ons vergeet dat daar 'n ewigheid is wat vir ons wag, waar die Here vir ons loon wil gee, vir ewigheid 'n loon wil gee. In 2 Kronieke hoofstuk 15 vers 7. Wees dan sterk. Laat julle hande nie slap hang nie,
Want daar is loon volgens julle werk. Daar's loon volgens julle werk. So dit wat ek vir die Here doen in hierdie lewe, die gehoorsaamheid wat ek toon, die getrouheid wat ek openbaar, al hierdie dinge, sit die Here by mekaar as 'n loon vir my as sy kind. Ek sê weer eens, dit gaan nie oor dis nie verdienste nie. Dis 'n loon wat die Here vir my wegsit in die hemel, sodat wanneer ek daar kom, ek dit daar kan ontvang. Ek wil jy moet verstaan, en ek gaan daaroor praat binne die volgende paar weke. Ek wil met jy praat oor die koninkryk se finansiële struktuur. Waar die Here vir ons sê ons moet skatte maak in die hemel en nie op die aarde nie. Ek wil jy moet daai konteks verstaan. 'n Deel van daardie skatte is belonings. Ek doen dit want ek weet ek gaan beloon word. Dit wag vir my in die hemel. Ja, pastoor, maar jy kan nie so redeneer nie. Maar die Bybel redeneer so. Die Bybel sê vir ons, lees weer, hy sê, wees dan sterk dat julle hande nie slap hang nie, want daar is 'n loon volgens julle werk. Dink dit vir 'n oomblik, as ons in die hemel moet kom eendag. En ons sien almal wat loon ontvang. Ja, maar pastoor, of Here, ek het nou nie geweet van dit nie. Nee, ek wil alles ontvang wat die Here vir my wil gee. Dis hoekom dis heeltemal van die punt af, maar dis hoekom ek kan verstaan dat mense nie begeer om op die doop met die Heilige Gees te ervaar met die spreek van taal nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek wil alles hê wat die Here vir my gee. Ek wil ook die loon hê wat die Here vir my daai. En as daar iets wat ek kan doen op hierdie aarde om daardie loon te ontvang, nie te verdien nie, maar dit is uit genade, maar om daardie loon te ontvang, gaan ek dit doen. Kan ek een amen kry? Spreuke 22 vers 4. Die loon van die regverdigheid is die vrees van die Here. Dis rykdom, eer en die lewe. Die loon van geregtigheid is die vrees van die Here en daaruit vloei rykdom, eer en die lewe. Dit blyk vir my asof daar 'n sekere loon selfs op hierdie aarde is net oor die feit dat ek die Here dien. Dankie. Daar is 'n sekere loon net omdat ek 'n kind van die Here is. Ek wil jy moet hoor volgende. Ek praat nie van verdienste nie, asseblief. Alles is uit genade. Die loon is net uit genade. Maar die Here sê, jy word beloon omdat jy my kind is. Ek gaan jou beloon omdat jy die pad met my stap. Ek gaan jou beloon omdat my gees in jou hart is. Ek gaan jou beloon omdat jy Jesus Christus aangeneem het. Daar's vir jou loon wat vir jou wag. In Matteus hoofstuk 5 vers 12. Hy praat in die bergpredikasie oor wat ons sal ervaar as kinders van die Here omdat ons die Here dien. Hy sê, maar verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Daar's vir my en jou 'n loon wat in die hemel wag, wat ek en jy nie vanoggend moet miskyk en misken nie. Daar's 'n loon wat vir ons wag. En dit behaag die Here vanoggend dat ek en jy in geloof wandel, glo dat hy is wie hy sê hy is, en dat ek glo dat hy 'n beloner is. Is nie probleem met loon is, ek soek dit nou. Ons dink in terme van vergoeding. En loon is net iets anders. Loon is net in hierdie konteks is net iets anders. Matteus 10 vers 42. Hy sê, en elkeen wat aan hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy my disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Kerk, hierdie motiveer my vanoggend. Hierdie motiveer my dat ek weet in eerste plek, ek kan die Here behaag deur te glo dat hy 'n beloner is, en dat ek vir myself kan loon opbou in die hemele in Christus, wat vir my sal wag wanneer ek daar kom. Dit motiveer my om my hand uit te steek, dit motiveer my om te doen wat die Here wil hê ek moet doen, dit motiveer my om gehoorsaam te wees, en bovenal weet ek behaag nog die Here ook daardeur. Nommer 3, die Here het 'n behaag in ware berou. Nou sak almal sy oë. Luister baie mooi, daar's krag in berou. Ek en Frans het nou dag hieroor gepraat, daar's krag in berou. Matteus hoofstuk, maar ware berou. Matteus hoofstuk 21 vers 28, maar wat dink julle? 'n Man het 2 kinders gehad en hy gaan na die eerste en hy sê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy het geantwoord, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. En toe hy na die tweede gegaan het, hom net so gesê, en hy antwoord en sê, ja Heer, maar hy het nie gegaan nie.
Wie van die twee het die wil van die Vader? Met ander woorde, wie het die Vader behaag? En 'n antwoord om die eerste. Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan voor julle in die koninkryk van God. Luister baie mooi. Ware berou. Ware berou. Soms wanneer ons gekonfronteer word met die verkeerde, het ons berou omdat ons uitgevang is. Luister mooi. Ek het nie regtig berou oor wat ek gedoen het nie. Ek sê net jammer want ek is uitgevang. Ware berou is tussen jou en die Here wanneer niemand daarvan weet nie. Wanneer jy nie uitgevang is nie. Partykeer verloor jy meer of iets gebeur of jy sê iets of jy doen iets wat ook al, daar's niemand by jou nie, niemand wat dit sien, niemand wat dit weet nie. En as jy dan voor die Here kan gaan sê, Here, vergewe my. Dis ware berou. Ware berou is nie wanneer ek dit doen, wanneer iemand anders my daarop wys, of wanneer ek gekonfronteer word met die probleem, en dan sê, ek is jammer, dis nie berou nie. Dis bekentenis. Dis erkenning van die probleem, maar dis nie ware berou nie. Ware berou gebeur tussen jou en die Here. Die Bybel sê vir ons hierso in Lukas hoofstuk 15, die verlore seun, hy was daar in die varkhok gewees, niemand by hom nie, niemand het eens geweet wie hy is in daardie land nie. Maar die Bybel sê, hy het aan sy vader toe gaan sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie werd om my seun genoem te word. Jy sien, ware berou, luister baie mooi, ware berou gee nooit redings of verskonings nie. Hierdie jong man kon huis toe, en ek het al baie daaroor gepraat, hierdie jong man kom by sy pa, ek weet ek het 'n fout gemaak, maar daardie broer van my, of ek het fout gemaak, maar hoekom het jy my nie gekeer nie? Hy kon met verskonings gekom het, hy kon met redes gekom het, maar ware berou vat die verantwoordelikheid vir die verkeerde. En daar's krag in ware berou. Ek sê daar's krag in ware berou. Hoekom sê ek so? Want die verhaal gaan aan. Die verhaal gaan aan waar die Here of waar die Vader dan, wat die Here verteenwoordig, maar waar die Vader totale herstel vir daardie jong man gee. En dit is waaroor berou gaan. Wanneer ek blootgestel is en toegee aan sonde, verander dit nie die Here nie. Dit verander my. Dit maak deure in my lewe oop vir die vyand om wettelik reg te kan kry in my lewe. Maar as ek dan in ware berou voor die Here gaan, maak die Here daai deure toe. Hy maak dit eenvoudig uit die Here toe en hy bring volkome herstel. Hy bring volkome herstel. Ek het al soveel getuienisse gelees van mense wat fisies genesing ervaar wanneer hulle net werklik in ware berou voor die Here gaan en vergifnis vra. Maar ware berou, dit bring herstel. En ek dink dit baie keer maak ons verkeerde besluite. Ek praat eers van sonde en baie keer maak ons verkeerde besluite. Kom ons sê in besigheid. Maak 'n impuls, 'n verkeerde besluit in 'n gegeewe oomblik. Op daardie oomblik toe ek dit gedoen het, het ek gedink ek is reg, maar nou besef ek was nie reg nie. In plaas daarvan om die regering en die ekonomie en almal te blameer daarvoor, net sê Here, ek het gedink ek het reg besluit gemaak, maar obviously het ek nie. Ek het berou daaroor. Ek vra vergewe my daarvoor. Dan kom die herstel. Maar ek kan nie alles en almal blameer vir my verkeerde besluit en net vra dat die Here moet herstel nie. Dit gebeur nie. Want daar's krag in ware berou. Hierdie wat ek vanoggend met u deel is geestelike beginsels wat ek en jy as kind van die Here moet toepas wat die Here behaag. En dit maak dalk nie vir ons sin nie. Dit maak nie sin dat berou herstel kan bring nie, maar die woord van die Here gee vir ons voorbeeld op voorbeeld op voorbeeld. Hierdie vrou wat by Jesus se voete kom sit met haar trane, sy was 'n sondares, met ander woorde, sy was 'n prostituut. Dis wat sy was. Maar sy het ware berou gehad by Jesus se voete. En die Here sê vir haar, gaan, jou geloof het jou gered, jou geloof het jou shalom, jou geloof het vir jou vrede gebring in elke area van die lewe. Met ander woorde, jou geloof het jou herstel. Jou geloof het jou herstel. En ek dink baie keer kan huwelike herstel word net as ons net waarlik berou het. Luister mooi, jy moet my mooi hoor, nie noodwendig teenoor my huweliksmaat nie, want my huweliksmaat kan nie regtig weet of ek ware berou nie. Ek kan trane gooi, alles, dit beteken ek het ware berou, maar die Here weet wat ek waarlik berou. As ek regtig voor die Here gaan en berou het
oor wat ek gedoen het. En ek sê weer eens, ek is nie 'n emosionele tipe mens nie, so dit gaan nie vir my oor emosies nie. As jy emosies het in daai oomblik, wonderlik, maar as jy nie het nie, is dit ook wonderlik. Dis nie die maatstaf nie. Maar ek wil hê vanoggend weet dat daar's krag in ware berou en dit behaag die Here. En dit bring herstel. Ons maak foute, ons neem verkeerde besluite, ons tree verkeerd op, ons verloor ons nie meer, ons sê goed wat ons nie moet nie, ons doen goed wat ons nie moet nie. Kan ek net een amen kry? Dis nie op kamera nie, so moenie worry, niemand gaan weet vanoggend nie. Maar partykeer net, gebeur daar dinge, en dan moet ek net na die Here toe gaan met ware berou, sê Here, ek is regtig, ek is jammer, maar dis tussen my en die Here in daardie oomblik. Dis hoekom ek sê, ware berou soek nie 'n skare nie, dit soek nie verskonings nie, dit soek nie redes nie, dis net ek en die Here. Die Bybel sê vir ons, hierdie seun, as sy pa toe gaan, sê, Vader, ek het berou, ek het berou. En die Vader het hom herstel. Die Vader het hom herstel. Ek wil vanoggend vir jou sê, miskien is dit wat vanoggend nodig is in my en jou lewe, net daai ware berou, sodat die Here herstel kan bring. Kom ons gaan aan. Nommer 4, die Here te behaag in ware gehoorsaamheid. Ons sien dit reg deur wat ons vanoggend na kyk. Die Here te behaag in ware gehoorsaamheid. Weerens, daar's 'n gehoorsaamheid in wet. Aan die ander woorde, ek doen dit omdat ek bang is vir straf, of wat ek bang is vir oordeel, of wat ek bang is vir wat ook al. Dis hoekom ek dit doen. Maar daar's ware gehoorsaamheid, omdat ek dit doen, omdat ek die Here wil behaag. Die Bybel sê vir ons in 1 Samuel 15 vers 22, daarop sê Samuel, die Here te behaag in brandoffers en slagoffers, het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer, en om te luister beter as die vet van ramme. Hier beskryf Samuel vir ons baie mooi die verskil tussen wettiese gehoorsaamheid en gehoorsaamheid in liefde om die Here te behaag. Want jy kan jou offertjie bring, en jy bring jou offertjie, en is wonderlik, maar as jy dit nie doen in gehoorsaamheid aan die woord van die, met ander woorde, jy doen dit net omdat jy bang is. Daar loop nou weer 'n ding rond op WhatsApp van, jy moet die ding aanstuur vir soveel mense, anders gaan dit met jou gebeur, en dat met jou gebeur, en ander ding met jou gebeur. Luister, dis, in die eerste plek is dit van die vyand af, en in die tweede plek, hoekom doen jy dit? Want jy is vrees. En dit wat jy nie in geloof doen, die sê die Bybel is sonde. So bly weg daarvan af, maar moet ook nie probeer om die Here te behaag deur sekere dinge te doen, en jy doen dit nie uit 'n ware plek van gehoorsaamheid nie. Want die Here te behaag in gehoorsaamheid. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Ek meen, jy wil tog nie hê jou kind moet net iets doen omdat hy bang is vir jou nie. Jy wil hê jou kind moet dit doen omdat hy lief is vir jou en omdat hy jou gehoorsaam. En ons Hemelse Vader is presies dieselfde. Hy het 'n behaag daarin as ons werklik aan sy stem gehoorsaam is. As ons ek het nou die dag het ek 'n ding ervaar wat ek moes doen en ek hoor dit oor en oor, maar ek doen dit nie. Ek het net nie lus op daai oomblik nie. En toe moes ek die gevolge daarvan dra in die eerste plek. En in die tweede plek moes ek na die Here toe gaan sê, Here, ek het berou, ek het alweer nie geluister nie. Nou ja, ons as mense word moeg, maar die Bybel sê gelukkig die genade van die Here en die barmhartigheid van die Here is vars elke oggend. So ek dink ek gebruik my elke dag 'n bietjie op. Ek weet nie van jou nie. Maar ek moes in berou vir die Here gaan sê, Here, het gepraat. Jy weet, dit is so interessant, ons vra vir die Here om met ons te praat en om sy stem duideliker te hoor en dan praat en dan luister ons nie. En dan moet ek gaan van berou. Here, vergewe my. Dat ek nie geluister het nie. En dan bring die Here herstel en dan kan ons aangaan. Maar partykeer moet jy maar eers die gevolge dra vir 'n oomblik, want jy was nie gehoorsaam nie. En julle word so stil, ek hoor die generators al hoe harder. So, die Here te behaag in gehoorsaamheid. En dan nommer 5, belangrik, die Here te behaag in ware toewyding. Die Here te behaag in ware toewyding. Jesus sê vir sy disippels in Matteus hoofstuk 16 vers 24, as iemand agter my wil aankom en homself verloon, sy kruis opneem en my volg, daar is eenvoudig net 'n prys om te betaal om die Here te dien. Hy sê vir ons in vers 25, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit vind. Daar's 'n prys om te betaal om die Here te dien. En die Here vra vir ons 'n totale oorgawe en totale toewyding aan hom. Hy verwag dit van ons. En daar's basies twee maniere wat ek fisies my toewyding aan die Here kan toon. En die eerste een is in Handelinge hoofstuk 2 vers 37. Toe hulle dit hoor, dis die verkondiging van die evangelie, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en vir die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broers?
En Petrus sê vir hulle, kry vir julle 'n goeie kerk, sit die banke warm en word 'n nommer. Nee, hy sê bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergifnis van sondes en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Kinders van die Here, die bekeringsdoop is die eerste stap tot ware toewyding. Nie bekering nie. Maar die doop, die bekeringsdoop, is die eerste publieke verklaring wat jy maak in die geesteswêreld dat jy jou lewe toewy aan die Here. Jy kan vanoggend 'n belydenis maak dat jy Jesus dien. Die geesteswêreld reageer nie daarop nie. Maar die oomblik wanneer jy gedoop word, die oomblik wanneer jy daardie stap van toewyding neem en daardeur jou rug op die wêreld keer en gehoorsaam is aan die opdrag van die Here, gebeur daar iets in die geestesrelm wat vir die vyand sê hands off. Ek het hom verloor. Hy is nou een van daai. Hy is nou regte apostolie. En ek is nie volgens julle weet, ek is nie 'n krokodil nie, ek sleep nie net water toe nie. Maar daar's krag in die doop. En daar's 'n verklaring wat ek maak, daar's 'n belydenis wat ek maak deur die doop in die geesteswêreld gebeur daar iets wanneer jy as kind van die Here, as wedergebore kind van die Here gehoorsaam in die doop. Die bekeringsdoop. Die tweede ding kry ons Johannes hoofstuk 6 vers 53. Teken van toewyding. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. O, kerk. Vir die Here volgens hierdie gedeelte, vir die Here is my bewys van toewyding aan hom. Die nagmaal. Die nagmaal is vir baie mense net 'n ritueel. Maar elke keer wanneer ons die nagmaal bedien en ek het 'n ander aspek van die nagmaal sien, besef ek net hoeveel krag daar is in die nagmaal. En in 1 Korintiërs sê Paulus, hy sê want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle julle toewyding aan my. Verkondig julle die dood van die Here. En hy onthou nou, ek wil nie baie diep en tegnies ingaan in Romeine nie, maar ek onthou net ek het saam met Christus gesterf. En hierdie nagmaal wat ek gebruik, is vir die Here. Die doop is 'n bewys vir die geesteswêreld. Maar die nagmaal is 'n bewys vir die Here dat ek toegewyd is aan hom. Moet nooit die krag van nagmaal onderskat nie, nooit. Dis nie net die doop is nie net 'n ritueel nie, dis nie net 'n sakrament nie, dit is iets wat gebeur in die geesteswêreld, is daar iets wat gespreek word. Dieselfde met nagmaal. Die Here kyk vanoggend as ek en jy nagmaal gebruik. En hy sien hoe ons deel word aan sy liggaam en aan sy bloed. Ons deel word aan dit wat hy vir ons in die kruis betaal. Hy sien dit vanoggend. Hy sien my toewyding. Want alhoewel, luister baie mooi, hy sien my toewyding, want alhoewel ek nie die volle impak verstaan nie, doen ek dit nog steeds in gehoorsaamheid. Om nagmaal vanoggend te gebruik, is een van die stappe van ware gehoorsaamheid aan die Here. Kom ons kyk gou vanoggend net vinnig hierdeur, voor ons nagmaal gaan gebruik. Die Here het 'n behaag in ware aanbidding. Die nagmaal is 'n vorm van aanbidding. Die Here het 'n behaag in ware geloof. Ons neem die liggaam en bloed van Jesus vanoggend in die geloof en ons glo dat hy 'n beloner is van die wat hom volg. Die Here het 'n behaag in berou. Ek kan nie vanoggend deel kry nagmaal as ek vanoggend weer daar seker goed in my hart wat ek eers moet regmaak voor die Here nie. Die Here het 'n behaag in gehoorsaamheid.
Ek neem al verstaan ek alles, neem ek die nagmaal in gehoorsaamheid. En ek doen dit as 'n teken van toewyding. Vanoggend is die nagmaal vanoggend vir ons kragtig. Jy maak vanoggend 'n geestelike verklaring. Op 'n stadium het ons in die kerk gepraat van profetiese handelings. Nou hierdie is vir my 'n profetiese handeling. Wat ek my toewyding aan die Here verklaar. Ek meen, hoe naby kan jy aan die Here kom as om sy bloed te drink en sy liggaam te eet? En dit is vanoggend simbolies daarvan vanoggend. Ek lees weer vir u. Elke wat die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het lewe in die ewige lewe, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, verkondig julle toewyding aan my. Ek wil vanoggend net vir die Here weer my toewyding wys. Net vir die Here my toewyding wys. Annelies, wie nie meer kom speel nie, asseblief net ietsie speel asseblief. Maar vanoggend sê Here, hier is volgens my bewys van toewyding aan U. Hier is my bewys van gehoorsaamheid, hier is my bewys van berou, hier is my bewys van geloof vanoggend, Here. Deur U liggaam en U bloed deel van my te maak, wil ek vir die wêreld wys aan wie ek behoort. Wil ek vir die wêreld wys in wie ek glo. Wil ek vir die wêreld wys waarin ek glo. Deur U liggaam en U bloed. So kom ons neem vanoggend, kom ons maak so lank oop. As jy vanoggend by ons besoek en jy het nog nie hierdie gebruik nie, hy het so punt aan die voorkant bygekom met op en af, dan sal hy afbreek. Here, vanoggend wil ons deur hierdie nagmaal net ons toewyding aan U toon. Here, ons verstaan vanoggend iets, net iets van die krag van toewyding aan U. En hoe belangrik dit vir ons is, Here, om deur die gebruik van die nagmaal U dood en ons dood saam met U, wat ons glo, waarvoor ons staan, in wie ons glo, dat ons is al verklaar vir die geesteswêreld daar buitekant, Here. En vir elkeen wat rondom ons sit, dat ons saam met Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Want hierdie nagmaal, hierdie liggaam en hierdie bloed wat vir my gebreek is die krag tot redding vir elkeen wat glo. O Here, deur hierdie nagmaal verklaar ons vanoggend, kyk na my, dis wat ek glo. Dis in wie ek glo. Dis aan wie ek behoort. Dis wie my gekoop het. Dankie Here dat ons vanoggend deur hierdie nagmaal ons toewyding aan U kan wys. Kom ons neem die brood. Ons gebruik dit saam. Your body the bread, your blood the wine. Dankie vir die liggaam, Here, vanoggend verklaar ons dat ons glo dat Jesus se liggaam vir ons gebreek is. En dat daar vir ons deur sy wonde genesing gekom het, herstel gekom het. Dat die straf wat vir ons vrede bring op hom was. Dat ons vanoggend U kinders mag wees as gevolg daarvan. Dankie vir die bloed. Kom ons gebruik dit saam. Here, dankie vanoggend dat ons deur die gebruik van die bloed, die drink van die bloed, dat ons toewyding aan U kan toon. Jesus, dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed wat vandag nog voor die troon van ons God spreek van genade en herstel en liefde en genesing en omgee. En dankie dat ons vanoggend deur hierdie gebruik net ons toewyding weer kan bevestig en aan die wêreld kan verklaar dat ons die Here daardeur behaag. Want al verstaan ons dit, die Here, doen ons vanoggend in gehoorsaamheid, in geloof, in vertroue en in berou. Dankie dat U vir ons is, wie kan dan teen ons wees?
As jy vanoggend siekte in jou liggaam en nie daar waar jy is, lê jou hand net daar waar jy siek is vanoggend. Ek ervaar dit vanoggend, ek moet net vir die siekes bid voor ons afsluit. Here, dankie dat deur u wonder af ons genesing gekom. Daarom spreek ek vanoggend genesing en herstel oor elke liggaam uit, Here. Ek spreek vanoggend helderheid van sig in oë in en helderheid van gehoor in ore in, Here. Ek spreek vanoggend lewe in liggame in wat oud geword het, Here, dat u dit weer sal opwek, dat hulle weer sal opstyg soos met vlerke soos die van arende. Vader, ek bid vanoggend vir gewrigte, ek bid vanoggend vir knieë, ek bid vanoggend vir heupe, ek bid vanoggend vir seer in liggame, Here. Ek spreek vanoggend genesing en herstel oor elke liggaam uit, Here. Dankie dat hierdie wonde daar vir ons genesing is. Here, deur berou bring u volgende herstel in mense se liggame, bring u volgende herstel in mense se finansies, bring u volgende herstel in mense se huwelike. Dankie, Here, vir die krag van berou. En dankie vir die herstel wat dit bring. Ons eer die groot naam. Halleluja. Halleluja. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Jesus se sterwe aan die kruis en die uitstorting van die Heilige Gees is God se teken van sy toewyding aan ons. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En Jesus het dit moontlik gemaak dat die Here sy Gees weer kan uitstort op alle vlees. Here, dankie vir oggend vir u bloed. Dankie vir die liggaam. En die gemeente ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.